Goeiemôre geliefdes en vriende. Baie lekker om julle almal weer vanoggend hier te sien. Jy sien wat sê? Is daar nie 'n ander plek wat beter is as die plek om jou week te begin nie? Al die lof en die eer kom ons Vader toe. Ek meen as hy ons nie weer wakker gemaak het vanoggend nie. Mind you, nie net ons wakker gemaak het nie, maar weet jy as hy nie voorsien het vir suurstof wat ons kon inasem om lewe te kan gekry het vanoggend, soos nie enige gesit het nie. Imagine as Vader net daai halfuur afgevat het. Soos baie mense ons maar 'n halfuur of 'n uur afvat om kerk toe te gaan. Imagine Vader vat net daai halfuur af. Geen suurstof. Geen lig. Geen niks. Gaan ons as mens dan sit. Maar weet julle, God is ons liefde. Hy gee nie liefde nie, hy is liefde. So hy is wat hy lewe. En weet julle, ons kan regtig waar eintlik met so groot grin op ons gesig te loop. Want die wêreld sal dit nie verstaan nie. Want waar gee Vader vir jou daai vrede en daai vreugde? Ons hier in jou hart. Kom wêreld, wat kan jy mee doen? My verlos het ons klaar die wêreld oorwin. Is dit nie wonderlik nie? En weet julle vriende, dit is vir elkeen beskikbaar. Ons elkeen beskore. Daardie liefde en genade van ons almagtige God en Hemelse Vader. Wat kos dit ons? Let go and let God. That's it. Let go and let God. Ek weet hy nie beter nie. Hy is ons slim, hy is magtiger, as wat ons ooit in ons lewens sal verstaan. Ooit. Ek dink nie ons menslike verstand is groot genoeg om dit te kan verstaan nie. Vriende, ja, welkom. Ek glo en vertrou dat vandag se woord vir elkeen iets gaan beteken. So net baie welkom. Al die pad van baie ver af. Ja, jy en jou ma, jy mens kan sien, dis maandogter, hoor. Ja. Vriende, ja. Beste plek om in te wees, is die Vader se huis. Kom ons sê vir hom dankie dat ons hier kan wees. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie. Laat U so voorsien. Vader, voordat ons kon kies of kon vra, het U seun ons sondes op hom gedra. Dankie dat ons dit kan aanvaar, dankie dat dit vir ons ook beskore is. My God, ek wil U vra, dat die engele nou 'n sirkel van vuur hier omtrek, dat daar geen inkoms vir die bose kan wees nie. Vader, want hier is ons in U heilige woning, en ons weet dat ons weet U is hier teenwoordig. Here, dankie vir elke persoon wat hier luister, dat hier sit. Vader, maar ek wil vra, dat ons net die wêreld daar buite sal los. Ja, Vader, ons weet daar is soveel aanslae, soveel hindernisse en ja, dit voel soms asof ons in die golwe sit, soos wat die wêreld daar ou heen en weer slaan. Maar my God, ons dank U dat U standvastig is. Ons dank U dat U die golwe gemaak het. Soos ons in U hande is, Here, is ons veilig. Vader, laat ons elkeen anders hier uitstap, as wat ons hier ingestap het vanoggend. En my God, al die eer, al die lof, kom U toe. En ek bid dit in die grootste naam wat ek ken. Dis Yeshua Mashiach. Amen. So vriende, ja, ek gaan vir 'n bietjie aangaan met die bergpredikasie. En onthou julle, ek het vir ons ek het so rukkie terug het ek ons gepraat oor die saligheidspreke wat Jesus die eerste preek daar op die berg. Want ek het terug ons gepraat van saligheidspreke. Salig is die een wat hartseer is, wat hy gaan vertroos word. Het julle die Bybel gelees? Mooi anders. So ja, en toe praat ek van die lig en die sout. Onthou, dit is vir my net so kosbaar, ek net gou net een ding aanhaal daar nie. Jesus het nie gesê, jy gaan die lig of jy gaan die sout word nie. Hy het gesê, ons is die lig. Ons is die sout. Weet julle hoe kosbaar is dit? Onthou nou, elke mens word in sonde gebore, né? So jy is 'n klare sondige natuur. Hier kom Jesus en hy hou dit nie eens teen jou nie. Hy sê dan altyd, o nee, jy is mos nou die lig, jy is mos die sout. Vergeet van daai goede. Is dit nie kosbaar? Hy oordeel jou nie.
Hy kom aan nie 'n lat uit 'n slap en jag jou rond nie. Kosbaar, hè? So ja, ek gaan vandag vir ons 'n bietjie aangaan daar. En ons glo en vertrou dat Vader sy woord gaan oopbreek. En ja, dat ons met ons geestesore luister. Ek lees vir ons Matteus 5 vanaf vers 17. Onthou, sy disippels het so vinnig, sy disippels het ons gedink, ja, yes, hier kom hy is ons nou die groot heerser, die groot koning. Hy gaan nou hier die Romeine onderste bo vat. En yes, dan gaan hy op die troon sit daar, in die paleis gaan sit, en ons gaan lekker langs hom sit, en ons gaan nou baas wees van hierdie plek. Pas op, Romeine, kom ons. Dis ons nie wat Jesus kom doen het nie. Sien, hulle het nog nie verstaan waarvoor Jesus gekom het nie. Alhoewel hulle al die skrifte gehad het, die profete, het mos voorspel wat gaan gebeur. Maar hulle het dit nog nie gesien nie. Ek dink amper Jesus het nog hulle oë gesluit. Onthou, ek het ons laasweek gepraat toe Jesus mos opgestaan het uit die dood uit. Toe hy, voordat hy dood is, soos ons nou hier Matteus gaan lees, het hy ons vir hulle alles vertel van die wêreld. Na hy opgestaan het, toe vertel hy hulle eers van die goed in die hemel. Toe maak hy eers hulle oë oop. En hoe kosbaar is dit vir ons nie? Hier het ons dit. Hier het ons dit. Ons hoef nie te wag vir Jesus om weer dood te gaan. Ons het dit, ons kan dit lees, ons kan dit glo. Want alles wat in hierdie boek geskryf het, alles in hierdie Ou Testament het ons waar geword. Die lam is gebore, hy is geslag, hy het nie teruggepraat nie. Hy is verraai. Hy het gesterf, hy het opgestaan. Hy het hemel toe gevaar. Dit het gebeur. Soos Jesus ons sou sê, hy gaan terugkom. Want ons gereed wees. Dit gaan ons gebeur. Dit gaan. Maar ja, hierso sê hy vir nou praat hy met die mense wat daar sit. En hy sê, soos ek ons gesê, hulle nog dink, ja, hy gaan ons die groot koning word. Pas op, Romeine. Dit is eintlik nice gewees het, nie? Maar ja, dit kom. Maar nie net vir die Romeine nie. Nie net vir die Romeine nie. Weet jy, vriend, dit is eintlik 'n regtig groot waarskuwing. En almal moet luister, almal moet dit glo. Hy gaan kom. As jy nie reg is nie, een van twee plekke. Jy kan nie in die middel gaan sit nie. Een van twee plekke. Hemel of hel. Dat is nie halfway street nie. Relax. Maar ja, Jesus sê wel, moenie dink dat ek gekom het om die wet van die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Sien, alles wat hulle geprofeteer het oor Jesus, het ons gegaan oor, hy gaan kom, hy gaan die koning wees, hy gaan dit word, hy gaan vir ons sterf, soos ek nou gesê het vir julle. Hy het nie gekom om die profete se woord uit te vee en uit te pik, sê oor nie, hoe waar ek daaroor nie, waar hy eerder hieroor. Vers 18 sê vir ons, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Maar elkeen wat doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloedig is nie, as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan. Sien, Jesus sê nie hierso, jy gaan miskien dit maak nie. Jy gaan dalk nie, hy sê, jy sal nie daar ingaan. As jy leef, soos wat die skrifgeleerdes en die fariseërs geleef het, die mense so lyk, gaan jy nie in die koninkryk ingaan. Vriende, hoe het die mense gewandel, hoe het hulle geleer? Ek meen, as ons so lees in die boek, ja nee, kyk, Jesus het hulle hierdie aangevat. En ek is mal oor hoe Jesus hulle altyd geantwoord het. Nederig op die punt in waarheid, doef, daai het jou. Nie om draadjies gepraat nie. Ek meen, ek gaan nou hier die preek werk. Maar dit was ook so kosbaar, hoe Jesus met hulle gedeelik gehanteer. Hy het nie vir kwaad geword nie, sien? Omdat Jesus het nie gesondig, soos hy kwaad geword het gesondig, maar hy het nie. When hy een keer kwaad geword is, toe hy die tempel gaan reinig het. Maar gelukkig het hy nie gesondig, want hy kan nie sondig nie.
want hy is God, wat mens geword het. God se seun. Maar ja, hierso is 'n waarskuwing, soos ek nou nog gesê het, een van 2 plekke, jy sal nie in die hemel ingaan, as jy soos die fariseërs gelewe het nie. So vriende, hoe nou gemaak? Hoe maak ons dan nou? Wat het die fariseërs so verkeerd gedoen? En skrifgeleerders. Ek mens, om 'n skrifgeleerder te gewees het daardie tyd net. Ek dink jy moes baie geld gehad het, want ek meen, jy het gaan leer. As ek het nie mis het nie, dan het hulle about, as die seun 12 geword het, tot hy in sy 20's in is, al hier in 30's raak, het hulle hom afgesonder, sodat hy kan gaan leer, die skrifte. En ek meen, hulle het net 5 gehad, tot in dit moment, dis al wat hulle gehad het. So hulle moet dit gaan bestudeer het, vir hoeveel jare. Maar, wat is so verbaasend dat hulle kon nog steeds die waarheid raak sien? Hulle kon nie die waarheid raak lees nie. Hulle kon nie alles gelees het wat daar oor Jesus gesê is nie. Maar hulle het hoeveel jare gaan leer. Dink die ouers het hulle geld gemors. Verseker, ek dink so. Maar ja, dit is my opinie. Maar ja, daar het hulle gaan leer. Hoekom ek so sê, ek het ergens gehoor, ek praat onder korreksie, prof, onder korreksie. Ek sal dit gaan naslaan en 'n bietjie meer inligting kry daaroor. Hulle reken dit is hoekom ons ook net hoor van Jesus in die Bybel tot hy 12 jaar oud was. Daarna hoor ons glad nie meer van hom, tot en met hy 30 is. So waar was hy? Ons weet hy het nie nodig gehad om te gaan leer nie. Want hoekom nie? Hy is dan God. Hy weet reeds alles. Ek meen, hy die mense toe hy 12 was, het hy die mense dan geleer. Die geleerdes, het hy geleer 'n kind. Met sy wysheid het hy hulle verras. Imagine jy, daar gat jy gaan leer jou 10, 15 jaar. Jy skiem jy dit broer. Can't tell me nothing. Jy weet ons hoe werk, party van die tieners, nee, can't tell me nothing. Ek strek nou wel 'n start af, can't tell me nothing. Dit, okay. Carry on, Campie. Nee, nou kyk nou, hier kom 'n 12-jarige seentjie, en hy vertel hulle, luister dit en dit en dit en daai. Dat hulle amper op hulle rug val van sy kennis. So, hoekom moet sy gaan leer? Net so 'n bietjie van 'n klip en wat iets om aan te dink, nee. Daar kan jy 'n bietjie navorsing gaan doen in my tyd. Kyk of ek reg is. Vriende, ek gaan heeltemal van die lyn van die boodskap af hier vanoggend. Maar ja, julle moet maar verskoon, ek praat maar soos toe die Here met my praat. En dit is hoe ek praat. Ja, ek sal my nommer later los. Sommige profs dan ook, as hy my oor die kole moet vat. Sien, ek lees van 'n werker by 'n groot maatskappy. Dis nie, die ou is regtig paraat. Hy is elke dag op tyd by die werk. Hy doen presies wat vir hom gesê is. En hy loop wanneer hy moet loop. Gaan huis toe wanneer hy moet huis toe gaan. En hy gaan so aan. Jy sien, ons almal weet as jy vir groot maatskappy werk. Soms gaan jy iemand kry wat jou 'n bietjie van jou hulp nodig het, 'n bietjie meer van jou tyd nodig het. Obviously jou baas gaan wil hê jy moet 'n bietjie meer geïnteresseerd wees in die maatskappy. Wat die maatskappy doen, wat hulle wil bereik en al daai dinge. Hulle worry nie oor clockwatchers nie. Want reg, jy sien die bestuurder het nog gesien, nou nader agtergekom, ek sê nee, maar hierdie ou en hy meng nie met iemand nie. Niks nie. Kom werk toe, soos 'n klein hokkie, maar amper soos jou kantoor. Wat hy het, loop daar in daai hokkie in, doen sy werk. As hy klaar is, hy praat met niemand, gesels met hulle tyd nie, niks, asof hy net daar is en dan huis toe. Maar hy kan hom nie verteer op sy werk nie. Daar's geen fout daar nie. Maar hy is nie daar. Hy sien nie die groter visie nie, hy sien nie die breër visie nie. Die bestuurder skiem, ek kan nie so aangaan nie. Hy roep hom en hy sê vir hom, yes meneer. Ek sien jy doen alles reg. Jy is op tyd. Jou werk is perfek. Maar weet jy, waar is jou hart? Jou hart is nie hier. Waar is jou hart? Ek meen, mense kan dit amper so sit van, om 2 gode te aanbid, Mammon of God. Een gaan jy voortrek en ander gaan jy los, maar die ou het niks gehad nie. Buitekant lyk dit mooi, alles is reg, maar wat gaan daar binne aan? Sien, die man
het nie die hart gehad vir daardie maatskappy nie. So is hy die regte persoon. Sê maar, hy het met die payslips of die pay gewerk. Is hy die regte persoon? As hy nooit iets anders verder as dit wou gedoen het in daardie maatskappy. Is hy die regte persoon? Jy sien, vriende, dis nou presies waaroor Jesus hier praat. In Matteus 17, 5 vers 17. Jy kan alles reg doen, jy kan baie mense beïndruk met wat jy voorhou. Baie. Amper iets anders. Ja, seker. Maar jou hart is nie op die regte plek nie. Is mos maklik om vir mense rad voor die oë te draai. Want hulle sien jou wanneer jy op die beste is. Maar wag tot jy die raai deurstap. Dan is dit mos nou die gord gaar, soos hulle sê, né? As jy weer 'n ander mens. Sien vriende, die diep waarhede, né? Is nie net reëls nie, maar is 'n regverdige hart. Jy sê die woord nie ook vir ons wat die hart van vol is op die mond van oor, hè? En wat in jou hart aangaan, kom ons eers van jou gedagtes af. So waar moet ons eers reinig met ons gedagtes? Hoe kry ons goed in ons gedagtes? Deur te lees en te luister. En dan spoel dit na jou hart toe. So as jy mos nou die hele tyd negatiewe goed gaan kyk, geweld. Nadat weet julle, ek dink regtig die mense in vandag se wêreld, ons mense in vandag se wêreld, is al so gewoon daaraan, as jy hoor van 'n hijacking of van 'n moord of van 'n iets in daai lyn, so wat? Is die normaal? Dit gebeur elke dag, hoeveel keer? Dit is die normaal. Dit maak jou nie eers meer bang, dit laat jou nie eers meer skrik nie. Maar as dit in jou deurkom, dan sing jy anders toe. Maar sien, jy kyk die hele tyd daarvoor, so ek pla jou nie meer nie. Jy luister die hele tyd negatiewe goed, so jy raak ook negatief. Sê die woord nie ook vir ons, eisters slyp eisters en vriende bou mekaar nie. As jy die hele tyd by vrot eiers, vrot appels gaan sit, gaan jy mos vrot word. Jy gaan. Maar as jy by daar is wat vars bly, skoon bly, dan bly jy self dit is mos soos die lig. As jy klomp klein liggies vat, jy sit by mekaar, groot lig. Maar as jy daai een lig wegvat, vervlou hy. Dit hang af saam wie jy jou meng. Dit hang af saam wie jy jou tyd spandeer. Jy sien, Jesus het nie gekom om die wet af te skaf nie, maar hy het gekom om die woord volledig te laat lewe. Want Jesus is ons die woord. Hy is die Bybel. Jy sien, hy kom hier om wys dat God se waarhede nog steeds geldig is. En hy bou voort, hy breek nie af nie. Hy het nie kom wegvat wat die profete gesê het nie. Hy kom byvoeg. Maar, weet julle, hy het dit, kan ek het sê, die woord gebruik, hy het dit actually bietjie makliker gemaak. Want ek dink daardie tyd, was daar iets so 612 of iets gebooie, maar die Israeliete moes aan vashou, wat hulle moes gedoen het. Dit was wette. En natuurlik, die skrifgeleerdes en fariseërs daar gestaan, ons ken hulle allemaal. Dis wat ons. Buitekant blink, maar binnekant stink. Jesus het self hulle gesê, hulle is soos wit geverfde grafte. Ons almal weet soos wat se ding is, hoe lyk 'n graf. Buite mooi, binne donker, nag, stink, bene, dood, geen lewe. So, hoe lyk jou voorkoms? As ek kom nou sê, dis mos maklik om vir mense 'n rad voor die oë te draai. Maar uit tog, ons kan dit nie vir God doen nie. Jesus het gekom om die wet te vervul. Sien, hy het kom perfek leef. Alhoewel hy weet ons kan nie perfek wees. Het hy ons kom wys. Ek kom ons al die voorbeeld gebruik.
is dit nie die beste vriend wat ons het nie? Hy het ons gesê, hy is ons vriend, want hy lê sy lewe vir ons af. Hy het dit vir ons gesê. Is dit nou nie jou vriend eintlik op wie jy jou oom gevestig moet hou nie? Sy voorbeeld volg nie. I want to be like you. Ek meen as ons klein is, ons het seker elke 'n sportster of iets gehad. Ek wil eendag as bolskop so daai man. Yes, ek wil tackle so daai. Of wat ook al. Jy het jou oog op hom gehad. Hy was jou rolmodel. Nou wat van ons koning wat sy lewe vir ons afgegee het? Is dit nie 'n beter rolmodel om te volg nie? Is dit nie die voorbeeld om na te volg nie? Help my Here om meer en meer soos Jesus te word. En minder soos die wêreld. Sien, hy het net wet tot sy volle betekenis gebring. Hy het dit kom volmaak. Volmaak. Anders was die woord alleen. Anders kon ons nie die woord geglooi nie. Maar hy kom wys. Elke woord in hierdie Bybel kan geglo word. Sien vriende, God gee om oor elke detail van wat in die woord staan en in ons lewens. Ek meen as hy dan die waarskuwing gegee het, nie een jota of een titeltjie sal hy hierdie woord net verdooi tot alles volbring is. Nie een. So jy gaan nie een woord daar uithaal. Jy gaan ook nie 'n sin verdraai. Ons weet ons, daar's baie mense wat die woord verdraai, sodat ou beter oor jouself kan voel. Maar dit is mos nie die waarheid dan. Jy praat mos dan nie die waarheid nie, want die Bybel sê nie so. Dis hoekom ek sê altyd, dit is die beste om self die Bybel te lees en te ondersoek. Dan kan jy ons agterkom, vir die een wat agter die kansel staan, of praat hy die waarheid, of is hy net besig om te glimsak. Ondersoek die skrifte self. Jy sien, God is heilig. Absoluut heilig. En weet jy, elke klein dingetjie maak vir hom saak. In die Bybel, in jou lewe. Anders sou daai naam Jota nie daar gestaan het nie. Jota beteken woordjie. Sou daar nie gestaan het nie. Elke detail maak vir God saak. Is dit nie amazing? Kyk, ons as ouers, ons like om te weet wat aangaan met ons kinders, waar hulle is en al die dinge. Maar, okay, jy skool toe. Goed. Maar jy gaan vra my, hoor, wat het jy pauze gedoen? Wat het jy daar gedoen, wat jy in die klas gedoen? Maak nie saak nie. Jy skool toe, en doef, daar word het gestop, jy skool toe. Okay, wat jy gedoen toe by die huis kom, nie my tas neergesit begin leer. So, wat jy geleer, wat ook. En dit is waar het stop. Maar nie God nie. God kom, jy gaan skool toe, okay, wat se pad het jy geloop, okay, loop so om, wat se pad gaan jy nou vat, pas op, daar is gevaar, draai hier af. Elke tree, loop God saam met jou en hy beskerm jou, en hy bewaar jou, en hy gee op. Dit is die God wat ons aanbid. Dit is die God, wie elkeen van ons name op sy lippe het, wat ons elkeen op ons naam ken. Dis die God. Sien vriende, Lukas 16 vers 10 sê vir ons, sê Jesus vir ons, hy wat in die minste getrou is ook getrou in die grootste. Onthou, dit is hoe ons getoets word en dit is hoe ons geloof groter maak, né? Sterker maak. Is klein, ek meen soos ons nou na dag gesê het, as jou kind sy 5 is, gaan jy mos dan nie al vir hom, ek weet vandag se tyd seker nie baie geld nie, maar R100 gee om winkel toe te gaan. Dis te veel. Wat gaan jy maak met R100? Jy gaan ons van R10 gee, want jy weet nou daar's 'n limiet en dit is wat jy kan gebruik. Maar soos wat hulle groter word, okay, ek het jou vertrou en jy het my klein geld gebring. Dan gaan jy ons nou vir meer en meer gee, want hy is betroubaar. Jy gaan hom met lange rukke alleen by die huis los. Jy gaan hom laat begin uitslaap. Jy is besig om vir hom meer en meer ruimte te gee. Want jy vertrou hom beter. Want hoekom? Hy wys ons nou, hy is reg om meer verantwoordelikheid te vat.
Hy is ons reg om meer en meer te kan doen. En ons as ouers, baie dankie, yes, thank you. Net so met God. God gaan jou nie in die middel van die see gooi, maar ons mense hou ons daarvan om te sê, ja, gooi my in die diep kan dit swem. Dis nie ons God nie, want ons aanbid 'n God van orde. Hoekom sal ons in die diep kan wil ingooi as hy weet ons kan nie swem? Dis mos nie hy nie, dan is ons nie God van liefde. God leer ons, dis kom Paulus het gesê, as ons niet geword het, nuwe Christene is, vars is, dan moet ons nog met babakos gevoed word. Jy kan nie daarna die skielik 'n stuk steak geëet nie. Stadig. Dis hoe ons God werk. Hy stel belang. Hy gee vir jou klein bietjie. Wat gaan jy by 'n klein bietjie maak? Gaan jy so dan mense maak wat elkeen R5 en R2 en R1 gekry het. Anders weet ons almal die verhaal wat hulle gegaan en gaan werk het en het meer gemaak het en die een wat net een gekry wat hy gemaak, gaan begrawe want hy was bang vir die baas. So wat gaan jy maak met die een wat Jesus jou gee? Gaan jy hom begrawe of gaan jy hom met hom woeker dat hy meer en meer word? Dit is wat Jesus ons vir ons gee, dit is wat hy vir ons doen. Ons moet net vra, Here, laat open my oë asseblief want ek kan nou nie sien wat U my wil stuur. Open my oë. En weet jy, Jesus sê daai, okay, kom maar so. Dis wat hy doen. Wonderbare God. Sien, maar julle vriende, dit is waar gehoorsaamheid belangrik is. Ons moet gehoorsaam wees aan God. Nie aan die wêreld, aan God. Die wêreld gaan vergaan. Maar God en sy woord gaan vir ewig bly staan. Ons almal weet hierdie aardelike dingetjies is soms lekker, maar dit is tydelik. Ons moet belê in goed wat ewigheidswaarde het. Dis waartoe ons moet streef. Na die ewigheid. Weet jy hoe lank is die ewigheid? Dis vir ewig. Weet jy hoe lank is dit? Vir ewig. En nog langer. Johannes 14 vers 15 sê vir ons, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Sê vir jou, as jy God lief het, dan maak, dit maak vir my nie so veel sin. As jy God lief het, met jou hele hart, jou hele siel, met al jou krag en jou verstand, en jou naaste soos jouself, val die ander 8 nie sommer so by mekaar, of in lyn met jou nie, maar dan gaan jy mos nie moord pleeg nie, jy gaan mos nie steel nie, jy gaan mos nie skinder nie, jy gaan nie sleg praat nie, jy gaan nie vloek nie, jy gaan dit nie doen nie, want eerste plek het jy God lief, en weet jy maar, lief en vrees, weet jy hoekom? Vrees, want wat kan hy aan jou doen? Vrees hom, wat die siel en die liggaam kan vernietig, kan doodmaak. Vrees hom, nie mense nie, wat kan nou nie jou doen, kan net hierdie lyf van die afval gaan. So, go for it. Maar jou siel gaan vir ewig by jou staan. Waar gaat jy om sit? It's up to you. Sien, as jy lief is vir God, het jy mos mense lief. Want God het hulle gemaak. Dis sy skepsel. Hy het hulle gemaak. So hoe kan jy hom lief hê en hulle haat? Want dan jok jy vir iets. Dit is nie die waarheid. Sien vriende, soos die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerders, het hulle meer staat gemaak op hulle uiterlike gehoorsaamheid. Die Fariseërs het die reëls perfek gevolg. Perfek. Tot op die 10. Maar het hulle God in hulle harte gehad? Het hulle Jesus hulle het nie vir Jesus geken nie, maar hulle het gaan leer. Hulle het boeke geleer, maar hulle het nie eens Jesus gesien. Hulle het perfekte lewe geleef, ja. Soos 'n ammieboot. Buitekant blink, maar binnekant stink. Hy het geshine, baie gant het geblink. Maar hulle harte was ver van God af. Ver. Ons lees Jesaja 29 vers 13. Dat God sê, hierdie volk nader aan my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my. Jy kan al die regte woorde sê, jy kan loof en prys, jy kan alles reg doen, jy kan mense bemoedig. Maar as jy nou weg is uit hierdie sirkeltjie uit, jy is nou weg daar waar
jy gemaklik voel, waar jou lig openlik skyn, en jy gaan in jou binnekamer in, skyn hy nog, of het jy hom afgesit, jy die lig afgesit van die kamer, skyn hy nog. Sien vriende, kom ons wees eerlik. Jesus sê, ons geregtigheid moet meer wees as die van die Fariseërs. Maar wie is hulle regtig? En hoekom verskil hulle van Jesus? Hulle het geleer van hom, ek dink hulle het hom misgelees. Regtig, hulle moes hom misgelees het. Of ek glo ook, hulle verstand is verblind, om dit nie te kon raak sien. Maar hoe kan jy dan vir God aanbid? Jy leer alles van hom. Jy dink jy weet alles van hom, maar jy leef presies die teenoorgestelde. Jy wil eerder sien dat daai mense suffer, as om hulle te help. Ek meen, ons weet almal vir die verhaal van Jesus wat die lamman genees het op die Sabbatdag. Toe hy vir ons tel op die ding gaan nie toe. En daar gaat hy, jy mag nie verder ronddrap op Sabbat nie. Maar dan het Jesus ons gesê, hoor hierso, die mense is gemaak vir die Sabbat, nie Sabbat vir die mense. Toe, hulle het nie verstaan. Sien vriende, die Fariseërs fokus op die wet en die reëls en die prestasies en waar jy sit in die kerk of die sinagoges of wat so hoek jy kan staan, wat so mooi klere jy kan aantrek en hoe mooi jy kan praat en hoe mooi jy kan bid. Dis waarna hulle kyk, die uiterlike. Jy sien, dit is nou die ding. Hulle het geglo, as hulle reg doen, is hulle reg met God. Maar ons weet mos, jy kan hoeveel goed reg doen. Dit is nie regverdige mense wat hemel toe gaan nie. Dit is gelowiges. Jy gaan jouself nie in die hemel kan koop nie. Lukas 18 vers 11 sê vir ons, o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Onthou jy daai Fariseer daar gaan bid het? Ek het gevoel, ons soek hierso, en dit is nou nogal kosbaar gewees. Hoe daai Fariseer hom nou self hoogag as die ander mense. Ek lees vir ons hierso in Lukas 18 vers 11. En die Fariseer het gaan staan en by homself gebid. En homself so gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos hierdie ander mense is nie. Wat het hy nou gedoen? Hy het ons hoor geag as ander mense. Dit was sê sleg, dit was sê rubbish. Maar julle is die skyn van die aarde. Rowers, onregverdiges, egbreekers, of ook soos hierdie tollenaar. Nee. Ek vas 2 keer 'n week. Ek gee 10 van alles wat ek gekry het. Sien julle wat lees 'n mens daar raak? Ek doen dit, ek doen daar, ek doen dit. O, ek is soos hier. Regtig? Gee God om daarvoor? Oor hy selfgeregtigheid van jou? 'n Ou weet nooit wat in ander mense se lewens aangaan. 'n Ou weet nooit deur wat se traumas hulle al gegaan het nie. 'n Ou weet nie, is hulle hartseer of is hulle bly? Jy weet nie, so in elk geval, wie is jy om hierdie oordeel te kom spreek? Wie is jy om hierdie oordeel oor hom uit te spreek en jouself hoor te ag as hulle? Sies. En dit is wat Jesus ons sê, sies. En dan wat het hy tollenaar gesê, hoe het hy gaan bid? Vader, wees my as sondaar genadig. That's it. Ons moet almal so bid, want ons almal dra dieselfde sonde. As ons almal dieselfde geskep, dieselfde gemaak het, so ons almal dra dieselfde sonde. Sien vriende, Jesus fokus op genade, verhoudings en jou hart. Hy sê, jy kan na jouself, ons kan nie onsself red nie. Ons is almal gered, weet jy, ons sit almal hier uit genade. Nie omdat ons lekker vroeg opgestaan het nie, om lekker mooi klaar te maak, nee. Hoe het jy dit reg gekry om op te staan in die eerste plek? Dis genade. Enige een van ons kan iets oorgekom deur die nag, enige. Maar dis nog nie ons tyd nie. God het ons almal wakker gemaak uit genade. Ons het op niks beskore, niks. Maar alles is uit genade.
Dit is hoe lief God ons het. Efesiërs 2 vers 8 sê ons vir ons, uit genade is julle gered, nie uit julle werke nie. So dan die fariseërs kan maar hoeveel goeie werke probeer doen. Ek weet nie, lees ons ooit in die Bybel van goeie werke wat die fariseërs gedoen het, of hoe hulle net die hele tyd vir Jesus aangeval het, oor die goeie werke wat hy doen. Was hulle jaloers? Want Jesus, hoekom kan ons dit nie doen, maar hierdie man doen? O nee, hy moet van die bose wees, hy is van die duiwel beseete. Nee? Maar waar lees ons ooit dat een fariseer goed gedoen het? Sien vriende, geregtigheid is 'n geskenk. En hoe kry ons daardie geskenk? Deur om Jesus Christus aan te neem as ons saligmaker en ons verlosser. Ons sondes te bely en hom as die koning van ons harte sy ereplek te gee. Hy kan. Weet julle wat? Wat? Hy wil. Die vraag is, sal jy hom die voorreg gee? Ek meen, hy staan in die deur en klop. Wie vir hom oopmaak? Hy sal binnekom. Iets wat jy moet doen. Net so. En weet julle wat so asemrowend is? Ek dink ek het dit al gesê. As jy weer daar lê vir jou groot pak slaaf voor. Jy gaan dans. Jy gaan dans. Sal jy nog omgee wat met jou vriende aangaan? Jy is nog hier by hierdie party of van jy begin jouself rustig stil te hou hier agter in die hoek. So, dis hier kom iets. Ek sê nie op 'n lekker plek. Ons moet net uit wat ek dink, hoe gaan ek myself hier uitpraat? Genade, my maak en slat. Nee, jy gaan ons nie worry oor die chommies nie. Jy vir jou huis toe gaan. Ek wil oorslaap. As jy oorslaap, kry jy nog erger pak. Nee, laat ek maar gaan, jong. Laat ek maar gaan. Maar sien julle vriende, die aand voor Jesus se kruisiging, hy het geweet wat vir hom wag. Maar tog in sy liefde los hy ons met iets. 2000 jaar terug plus het hy iets vir ons gelos wat tot vandag toe bestaan nog. En ek gaan weer eens vir julle 'n waarheid wys hierso. In God se woord wat ons kan glo, ons kan dit vas. In Johannes 6:53 sê Jesus vir ons en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en die bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Hoor julle wat sê? Hy sal ons opwek in die laaste dag. Onthou vriende, sit hier op by jou in jou gedagtes. Jesus het gesê hy gaan opstaan na 3 dae. Hy het opgestaan. Soos hy ons nou hier sê, hy gaan ons kom haal. Ons gaan ons in die laaste dag opstaan. Dan kan ons dit mos weet, ons kan dit hoor. Want my vlees is ware spys en my bloed is ware drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal is. Nie soos julle vader manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Maar vriende, saam met die kom maar ook 'n groot waarskuwing. So om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek. Voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. 1 Korintiërs 11:27 waarsku ons, wie dan op 'n onwaardige wyse die brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here
nie onderskei nie. So vriende, as daar iets is wat jy tussen jou en die Here nou voor reg maak, voordat ons verder gaan met die nagmaalfees, ek gaan vir julle so 'n minuut gee, om net alleen, daar in jou donkerste kamer van jou hart, wat net God kan sien, met hom reg te maak. As daar iets is, wat jy met hom moet reg maak, voordat ons 'n oordeel oor onsself bring. So vriende, die nagmaal is die eerste plek 'n gedagtenis na maaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. In die tweede plek is dit 'n waarborg. Daarom sê hy, dit is my liggaam en dit is my bloed. Die nagmaal is in die derde plek die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal is in die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons weet mos en ons wag mos op ons Here Jesus Christus om terug te kom. En in die vyfde plek, vriende, dis nie 'n hartseer fees nie. Dis nie iets om oor te treur nie. Dis 'n vreugdefees. Die Heiland het sy lewe vir ons afgelê. Hy het sy alles gegee sodat ons alles kan kry. Dis 'n vreugdefees van hoekom? Want ons weet verseker, hy is op pad terug om ons te kom haal. So vriende, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan. En glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 24 maak dit vir ons duidelik, en nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En die beker van danksegging is 'n gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Volkome versoening. Nie net 'n bietjie van 'n pleistertjie opplaas. Volkome. 1 Korintiërs 11 vers 25 sê vir ons, net so ook die beker na die ete met die woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer kom. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie vir hierdie kosbare tyd wat U ons met soveel genade gegee het weer. Here, dankie dat U nooit afvat nie. Here, dankie dat U altyd daar is. Here, dankie dat ons na U toe kan kom. Dankie dat ons U kan aanbid. Dankie, Here Jesus, vir dit wat U vir ons kom doen het, en vir ons kom wys het, en vir ons kom leer het. Help ons regtig om U woord te vat en ons harte te graveer. En al die onkruid uit ons harte uit, Here. Kom vernuwe ons harte. En daar waar gate in is van die onkruid wat uit is, Vader, vul dit met U woord, sodat die woord regtig sal wortel skiet in ons harte en sal vrug dra. Here, laat ons ligte helder sal skyn vir U, en laat ons U altyd voor oë sal hou. Laat ons U altyd sal loof en prys. En ja, Here, laat die mense ons goeie werke sal sien, maar Vader, vir U al die eer gee, want al die eer kom slegs U toe. Here, dankie vir U veiligheid. Dankie, Here, vir U beskerming, U liefde en U genade wat oneindig groot is.
my God ook so hierdie briefie wat geskrywe is, draak ook aan die op. U weet tussen die skrywer en u waarop staan en ons sê ook keer dat dit is ook nou voldoen. Dit is gedoen. Here, ons dankie, ons loof en ons prys. En ons kan ook sê soos die woord, kom, Here Jesus, kom. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom. Ek dink ons sluit af met die oorwinningslied, né? So, die eerste 2 verse sit ons, maar daar staan vir die derde een, hè? Kan julle sien daar? Maar julle behoort met die liedjie uit julle kop uit te ken, hè? Ek weet Irma kan baie mooi sing, so trek los.